Goeiemôre dierbares. Ekskuus, ek vat so lank om my plek te kry. Ek is bly vandag om in die huis van die Here saam met u te wees. Is u ook bly? Amen. Dis vir my voorreg om weer iets uit die woord uit van die Here saam met u te deel. En ek wil begin deur 'n vraag aan u te vra. Wie van u was al op 2 plekke in die lewe op dieselfde tyd? Dit mag dalk snaaks en heel onmoontlik klink, maar ek sê vir u, dit is moontlik. Want dit het met my gebeur. As ek vir u gaan vertel, gaan dalk van u kan saamstem en sê, ja, ek was ook op 2 plekke op een slag in my lewe. So, 'n hele paar jaar terug het ek die voorreg gehad om saam met my ma by die Victoria Valle in Zimbabwe te kon wees. En wat 'n ongelooflike ervaring. En oorkant hierdie massiewe Zambezi rivier en hierdie valle lê die land Zambië. En my ma het as klein dogtertjie in Zambië groot geword. En ons besluit toe om sommer oor die brug te stap wat hierdie 2 lande skei, sodat sy naby die grenspos van Zambië weer kan staan en sê sy is nou naby haar grootwordland. En toe ons oor hierdie brug loop, is daar so 'n groot geel streep wat dwars oor die teer geverf is. Aan hierdie kant staan jy in Zimbabwe en as jy oorstap, is jy in Zambië. En daar kon ek wydsbeen oor daai geel streep staan, 2 plekke op een slag, 1 voet in Zambië en 1 in Zimbabwe. En die volgende gebeurtenis, as jy Namibiërs is wat dalk in die gehoor is of as jy al deur Namibië getoer het, kan jy dalk saamstem daarmee. Ons het in Windhoek gebly vir 'n hele ruk, my pa daar gewerk en ons het baie getoer deur die land. En elke keer as ons by die kus van Namibië kom, dan het hierdie gevoel van 2 plekke op een slag my getref. Want as jy die pad vat van Swakop af Walvis toe, is dit so 'n lang reguit pad. En aan jou regterkant is die yskoue Atlantiese stormagtige oseaan en aan jou linkerkant is die droë, dorre Namib-woestyn. En as jy daar wydsbeen oor daai pad kon staan, was jy ook op 2 plekke op een slag. Jou een voet so te sê in die see en die ander een in die woestyn. Maar so 'n hele paar maande terug het ek in my geestelike lewe ook op 2 plekke op een slag beland. In 'n oomblik se tyd was ek in 'n woestyn en die volgende oomblik in 'n storm. Ek is verseker, almal wat luister na my vandag, sal saamstem dat 'n kind van God se lewe nie net smooth sailing is nie. Op Dinsdae-aande gee oom Benny vir ons Bybelstudie en daar leer ons dat elke persoon deur toetse, beproewings en storms gaan. En ons vra altyd, Here, hoekom? Dis om ons geloof te toets. Die Engelse het ook nie verniet 'n gesegde wat sê, the valleys will teach you lessons the mountaintops never could. In 'n oomblik het ek in 'n geloofstoets gestaan, soos nog nooit tevore in my lewe nie. Dit het vir my gevoel asof my geloof uit my uitdreineer. Maar ek dank die Here vir mense en geliefdes wat om my kon staan, toe my bene my nie meer wou hou nie, wat vir my kon bid, toe ek nie kon bid nie. En wat vir my gesê het, Cheryl, hou die Here voor jou, onthou altyd vir Jesus en moenie jou rug op hom draai nie. Ek moes weer by die begin gaan begin. Ek moes weer vir Here vra, Here, leer my net weer om te glo. Ek het eendag gelees dat as 'n mens vir iemand die evangelie van Christus bring en hulle gee hulle hart vir die Here, is 'n goeie wegspringplek vir so 'n persoon om die evangelie van Johannes te gaan lees. En dit is waar ek ook toe oor begin het, om die boek van Johannes te gaan lees. Ons ken almal hierdie gedeelte dalk uit ons kop uit. Johannes 1 vers 1 tot 5. Lees dit saam met my asseblief. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En op daardie paar skrifte kon ek staan en weer my geloof opbou. En terwyl ek in Johannes lees, dink ek, maar ek moet eintlik by die heel begin begin. Hoekom begin ek nie by Genesis nie? Genesis 1 vers 1 tot 3
ken ons ook. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Al twee hierdie skrifgedeeltes wat ek kon raak lees, wys van lig en duisternis. Sy lig wat my duisternis kon wegvee. En soos ek deur Genesis lees, kom ek by Exodus. En ons almal ken die geskiedenis van Exodus. Ons ken die verhaal van Moses, die Israeliete en die 40 jaar se swerfdog deur die woestyn. Maar hierdie storie het opnuut weer vir my iets kom beteken. Moses was 'n man wat 40 jaar lank in die paleis van Farao groot geword het, geleef en geleer het. 'n Mens kan sê in weelde. Maar daar het ook 'n dag aangebreek toe hy homself in 'n woestyn bevind. En in hierdie wildernis was dit 'n plek van voorbereiding vir Moses. Dit is waar God hom ontmoet het op 'n wonderbaarlike manier. Eksodus 3 lees ons van die roeping van Moses. Hy was 'n skaapwagter vir sy skoonpa Jethro, en terwyl hy besig was om sy dagtaak te doen en die skape op te pas, ontmoet die Here hom in 'n brandende doringbos. Hier het Moses ook voor 'n geloofstoets gestaan. Hier moes hy ook besluit om te glo in die een ware God, die God van sy vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Moses het voor God gestaan met twyfel in sy hart en hy het vrae gehad. Hy het vir God gevra, wie is ek, dat ek na Farao sal gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? God antwoord hom, ek sal met jou wees. Moses se tweede vraag aan God was, maar as die kinders van Israel kom, as ek na die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek vir hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe ek dit lees, toe praat God in my hart met my ook. In hierdie woestyn van absolute donkere, verlate, seer wat in my was, sê die Here vir my, Cheryl, ek sal met jou wees en ek is wie ek is. Die woestyn is nie 'n stil plek nie. Dit is 'n plek waar God die duidelikste met ons praat. Met my een voet in 'n woestyn en my ander voet in 'n storm, kom ek by Johannes 6 uit. Johannes 6 lees ons oor die storm wat die disippels van Jesus ook in was. En ons lees dat Jesus na hulle aangeloop gekom het op die water. Johannes 6 vers 16 tot 19 lees ek vir u voor. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker. En Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaaid het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom, en hulle het bang geword. My storm was ook donker, die winde en die golwe het my ou bootjie ook behoorlik rondgeruk. En ek het geroei en geroei en geroei, om net by kalm water te kom, maar ek kon nie. En weer het die woorde by my gekom, Cheryl, hou die Here voor jou, onthou vir Jesus, en moenie jou rug op hom draai nie. In vers 20 van Johannes 6 sê Jesus vir sy disippels, dit is ek, moenie vrees nie. Die evangelie van Matteus brei uit op hierdie storie. Ons lees daai verhaal in Matteus 14 vanaf vers 22. Petrus het nes Moses hier in 'n skei op 'n stormsee ook voor 'n geloofstoets gestaan. Jesus het nou net vir hulle gesê, dit is ek. Weer klink hierdie woorde nie van Eksodus 3 vers 14 waar God vir Moses gesê het, ek is wat ek is. Jesus sê vir hulle, dit is ek. Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God, sê vir hulle, ek heers oor die see, die winde en die golwe. Ek is in beheer van hierdie storm. Ek is wat ek is, dit is ek.
Petrus, net soos Moses, staan met ongeloof voor Jesus, ook met 'n vraag. As dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En met een woord van Jesus, wat sê, kom, tree Petrus in geloof uit hierdie skei uit, wat rondgeslinger word deur die wind en die golwe, en hy loop op die water na Jesus toe. Ek het 'n verhaal geluister van 'n pastoor met die naam van Benny Hou, waar hy vertel dat hy as 'n jong man opgelei is om 'n lewensredder te word. En al wat 'n lewensredder moet doen, is om iemand te red wat besig is om te verdrink. En hy vertel hulle is geleer om as iemand in die moeilikheid is in die diep water uit te swem na hulle toe, die situasie eers goed te assesseer, met daai persoon te praat en te probeer kalmeer. En hy sê, hulle is geleer om nie oorhaastig iemand te wil gaan red nie, want in daai gespartel van die mens wat verdrink, kan hulle jou gryp en ook aftrek. En om so 'n verdrinkende man en vrou, het hulle geleer moet hulle eers klaar spartel en klaar sukkel, tot hulle heeltemal uitgeput is. En dan eers gaan jy in en bring hulle tot veiligheid. Want teen daardie tyd is hulle te swak en te moeg om terug te veg. Petrus het in 'n geloof uit die skei geklim en op die stormagtige water begin loop na Jesus toe. Hy het sy oog op sy lewensredder gehad. Maar toe hy omkyk en die storm sien, die sterk wind, die hoë golwe, toe weet ons wat gebeur. Hy sink. En in sy eie krag kon hy hierdie storm om hom nie oorwin nie. Petrus se lewensredder Jesus was die heeltyd naby hom. Hy moes net op hom gefokus te bly, dan was hy oukei. Maar toe Petrus om hom kyk, toe oorweldig hierdie storm hom en hierdie diepe waters. Petrus roep uit in Matteus 14 vers 30, toe hy klaar gesukkel en klaar gestry het. Here, red my. En in 'n oomblik was die hand van Jesus daar om hom na veiligheid te bring. Nes Petrus het ek besef in myself se gesukkel en geroei en gestoei, dat ek nooit uit hierdie storm sal kom nie, maak nie saak wat ek doen nie. Eers toe ek deur genade my oë weer op Jesus Christus, my meester en my Heer vestig, en vir hom sê, Here, red my, het hy my uitgehelp. Die storms wat ons as kinders van die Here in ons geesteslewens teekom, dien om ons geloof te toets en te versterk. En dit leer ons om sy teenwoordigheid en krag alleen op staat te maak en te vertrou, eerder as op ons eie vermoë. When you feel like you're drowning in life's storms, don't worry, always remember, your lifeguard walks on water. Net soos God vir Moses gesê het, ek sal met jou wees, sê hy vir ons vandag, hy is met ons. Ook sê hy vir ons moet onthou, hy is wie hy is. Net soos Jesus vir sy disippels gesê het, dit is ek, moenie vrees nie, sê hy vir ons vandag dieselfde. Die volgende skrif wat ek gaan aanhaal, het ek raak gelees, toe my woestyn en stormseisoen op sy ewigste was. Dit is woorde wat Jesus ook vir Petrus gesê het, en wat ek vir myself gevat het, en wat ek vir u ook wil sê om te onthou, as u self bevind in 'n storm of 'n woestynseisoen. Ons lees hierdie skrif in Lukas 22 vers 32, ek haal dit aan vir u. Jesus sê vir Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. God is 'n God van liefde. Hy leer ons lesse in die woestyntye van ons lewe, lesse wat hy ons nêrens anders kan leer nie. Hy wys sy almag en goddelike autoriteit en krag in die stormtye van ons lewe. Hy leer ons dat net hy alleen kalmte en vrede kan bring te midde van die chaos om ons. Dierbares, ek wil u aanraai om Hebreërs 11 jouself te gaan lees by die huis. Dit is 'n lang hoofstuk, maar daar lees ons van mense wat elkeen ook in 'n geloofstoets gestaan het. Deur die Here se genade alleen het hulle geslaag. Ek het vroeër van Moses melding gemaak, en ek wil hê dat u saam met my in Hebreërs 11 vanaf vers 23 tot 27 dit lees. Hebreërs 11 vers 23 tot 27.
Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. In my Bybel is die onsienlike met 'n hoofletter geskryf. Moses het volgehou om te glo in God, al het hy hom nie gesien nie. Petrus daarenteen het wel vir Jesus gesien, en hy kon loop op die water, terwyl hy net op hom gefokus was. En dit is hier waar die les vir my was, en die les wat die Here vir my kom leer het. En ek hoop vir u ook kan bemoedig, as u uself eendag in 'n storm of 'n woestyn bevind. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Ons oog gefestig op Jesus. Die Nuwe Lewende Vertaling stel hierdie skrifgie so mooi. Dit sê ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloof. Vandag staan ek weer op 2 plekke op een slag voor u. Eerstens staan ek met gerusstelling in my hart, om te weet dat hy loop voor ons uit. En tweedens staan ek met die wete, dat ons oë net op hom gefokus, gefestig en vasgenaal moet bly. As 'n klein dogtertjie het my ouers ons hierdie liedjie geleer, en ons het dit vreeslik baie gesing, en dit is tot vandag toe my gebed. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen.